geld. Wat sê die Bybel daaroor? Ons erken ons behoefte daaraan om te leef en te funksioneer in die wêreld. Maar hoe moet ons dit bestuur? Miskien is 'n beter vraag: bestuur ons dit of beheer dit vir ons? As Christene erken ons dat hoe ons geld sien of bestuur ons nie kan red nie. Selfs ons mees vrygewige dade kan ons nie red nie. Christus alleen red ons. Deur die mees oorvloedige daad van vrygewigheid van alle tye, toe hy sy lewe as 'n offer aan die kruis neergelê het. Al kan ons liefdadigheid en hoe ons geld bestuur ons nie red nie, wys dit tog hoeveel ons die vrygewigheid van God verstaan. Dat hy sy seun gegee het, sodat ons met hom versoen kan word vir ewig. Dit is 'n belangrike aanduiding van die toestand van ons hart, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Reeks liefde is nie goedkoop en dis regtig 'n uitdagende reeks. Ek weet jy nie of jy by die eerste week was nie. En of jy geluister het, maar vandag, as jy nie uitgedaag was nie, gaan jy vandag nou uitgedaag word. So jy moet either sit en stil sit of loop. Maar jy gaan uitgedaag word vandag, verseker. Liefde is nie goedkoop nie. En jy het seker al agtergekom in jou lewe dat liefde verseker iets kos. Jy sien, want die kern van liefde is om iets te doen wat altyd tot die voordeel van iemand anders sal wees. Ek dink liefde het so klise geword in die tyd waarin ons leef, dat ons hom sommer in een sin gebruik. Ek is lief vir Rome, is lief vir my vrou, lief vir my werk, lief vir God en lief vir my hond. Nee, het so klise geword, so goedkoop geword. En as jy gaan kyk na die woordjie liefde op Google search, dan is jy nogal verras vir die goed wat jy kry. Want iemand het by geleentheid gesê, you can give without loving, but you cannot love without giving. Dis onmoontlik. Liefde is nie net om te ontvang nie, maar om te gee. En met ander woorde, dit sit 'n demand. Dis nou die mooiste Afrikaanse woord wat ek kon kry. Dit sit 'n demand op jou hart. Dit sit 'n demand op jou tyd. Is dit waar? As jy nou regtig lief het. Dit sit 'n demand op ons aandag. En dit sit 'n demand op ons gemaak. Wanneer dit oor liefde gaan. En natuurlik het God vir ons kom wys. Hy het dit baie duidelik uitgebeeld dat liefde nie goedkoop is nie. Toe hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het vir jou en my, 'n duur prys betaal. Sodat ek en jy vandag aan die ontvangkant kan staan van daai liefde en dit as 'n werklikheid kan leef in ons lewe in alle areas. En daarom roep dit ons ook in hierdie tyd. Ek glo die Here daag ons uit in hierdie tyd. Ek dink is ons harte as leiers, jy sien die belangrikste ding is, ek dink navorsing het gesê, jy onthou omtrent so 8 tot 10% wat hier gesê is op 'n Sondag. En ons kry maar 'n halfuur, as ek gelukkig is 40 minute om te praat. Hang af wat die skerm daar agter doen. Want as jy verby die tyd kom, dan gaan daar so rooi lig aan en af. Maar gelukkig kan ek nie meer lekker sien nie, so my bril moet ek vervang. Maar ek glo die Here daag ons regtig uit om met dieselfde erns en dieselfde selflose toewyding lief te hê as wat God ons liefhet. En uit te leef in elke area van ons lewe. Maar dit is belangrik, God se liefde is nie selektief nie. Dis ook alomvattend. Met ander woorde, wat sê ek? Dis nie net in sekere area van ons lewe van toepassing nie, maar ook in ander areas van ons lewe, want partykeer wil ons lewe in kompartemente plaas. Here, hierdie area is reg vir u, of hier moet dit werk, maar nie in die area. En veral in die area van ons lewe wat vir ons baie spanning bring. En dit is geld. Amen? Ja, dit bring daarom vir 'n paar mense spanning.
Dit bring vir my geweldige spanning. En ek dink is een van die 3 top versoeke op ons gebedslys. Verseker so, hy is definitief iewers op jou gebedslys. En dit is God se hart, dat dit sal goed gaan met ons finansiëel. Hoekom? Sodat ons die vermoë kan hê om sy koninkryk te kan bevorder en ander te kan seën. So hierdie reeks gaan eintlik oor rentmeesterskap ook. Jy het nou gehoor in die video insetsel. God het geld ook aan ons toevertrou. Jy maak geld want jy's 'n baie slim persoon, jy het goeie besighede, maar dis hy wat dit aan jou en my toevertrou het. En ons het verlede week gehoor, hoe bestuur ek dan die geld in my persoonlike kapasiteit, in my persoonlike lewe? Maar hoe gebruik ek dit ook, sodat dit God se hart kan wys? En dan ook, hoe wend ek dit aan, dat God se koninkryk en missie hier op aarde uitgebrei kan word? Nou ek dink, meneer, hierdie is seker van julle 'n baie bekende prentjie, nê? Dalk nie in jou huis nie, maar in my huis leef ek dit van tyd tot tyd. Wanneer jou vrou instap in haar instapkas, nie in daai klein kas in die hoek nie, instapkas, en jy weet hoe kan 'n instapkas lyk, hy is baie groot, wat oorlaai is met klere, en dan 'n opmerking maak, ek het letterlik niks om aan te trek vandag nie. En dan staan ek en sê ek, Here, wat moet ek nou sê? Kyk al die opsies, ek het maar net 1 tot 7. 1 in die was, 1 in die kas 3. 1 in die was, 1 in die kas is en 1 aan die bas. Dis al wat ek het 'n ou klein kasie daar in die hoek. Ook 'n inkas loop, inkas maar hy's baie klein. En dit laat my toe dink. Toe ek hierdie prentjie toe, laat dit my dink aan die disippels in Matteus 6. Selfe probleem. Hulle murmureer en is bekommerd oor kos en klere en basiese dinge van die lewe. En dan hoor Jesus hulle en hy antwoord hulle in Matteus 6 vers 31 tot 32. Hy sê, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Hy sê, want hoor hierso wat sê hy? Hy sê, want na al hierdie dinge soek die heidene. 'n Heidene is mos iemand wat nie Jesus volg nie. Hy sê 'n volgeling van Jesus nie. Hy sê, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Ek kan net dink, Jesus het 'n oomblik sy oë gerol. Regtig. Julle stap al so lank saam met my. Julle sien waar ons slaap en ons eet en hulle vra, wat sal ons aantrek, wat gaan ons eet? Maar die realiteit is vandag, veral nou in hierdie tyd, leef ons in 'n wêreld waar die ekonomie onder groot druk is, nê? Ons voel dit. Die pryse styg, inflasie knyp koopkrag, werkloosheid raak gesinne en baie mense voel vasgevang in 'n oorlewingsmentaliteit. En dan vra ons die vraag, gaan ek deurkom? As jy nou jou kar vol maak, hoe lyk dit? En asof die Here my nou die dag gedaag het, toe ek so kla. Here, ek het nie nou meer die begroting vir al hierdie petrol nie. En ek wil jou bring by 'n plek waar hy my gedaag het. En dan vra ons die vraag, gaan ek genoeg hê? En dan word ons tog maar benoud soos die disippels, nê? Want ons is maar mens. Ons is nie engele nie, ons is mens. Maar kyk nou wat doen Jesus. Hy herlei hierdie vraag van hulle na die volgende. Van die genoeg, van het ons genoeg? Nou kyk nou mooi herlei hy dit. In Matteus 6 vers 33. Hy sê, luister hier. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge. Die kos, die petrol, die klere wat jy sal aantrek, alles sal vir julle bygevoeg word of gegee word. Nou as jy hierdie versie lees, let op wat Jesus sê, nie soek voorsiening eerste nie. Doen hy? Sê hy soek gemak eerste. Sê hy soek sekuriteit eerste.
Sê hy soek die koninkryk eerste? Ja. Hy sê soek eers my koninkryk. En hierdie woordjie soek is om intentioneel te wees, nee. Dis nie 'n passiewe wag vir die koninkryk van God nie, maar 'n aktiewe doelgerigte soek. Jy weet meneer, as jy jou sleutels verplaas het, nee, en jy's laat vir 'n afspraak en jy moet ry en jy moet dit soek want jy moet dit kry, anders het jy moeilikheid. Ek weet nie van jou nie, maar ek soek nie oppervlakkig nie. Kyk, dis 'n warboel, almal skarrel hier rond my want ek soek en ek gil en ek gaan te kere. Soek jy ook so of is dit maar net ek? Jy soek met fokus. Jy lig elke kussing op. Jy kyk in jou sak, jy gaan terug na die plek waar jy was. Jy hou aan soek totdat jy kry, want jy weet jy kan nie ry sonder daai sleutels nie. En wanneer jy dit nie kry nie, wat doen jy? Jy vra vir jou dierbare vroutjie, het jy dalk my sleutels gesien? Dan kom sy met 'n mooi glimlag na jou toe. Liefie, dit is op die tafel waar jy dit gelos het. Maar hoor jy my? Hy praat van soek beteken om intentioneel te wees, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie goed wat julle pla en wat julle bekommernis oor het, sal vir julle bygevoeg word. Die beginsel is eenvoudig, ek het dit neergeskryf. Dit beteken dat ons lewens, wat beteken dit? As hy sê soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dit beteken dat ons lewens se rigte en prioriteite nie deur die wêreld se druk of eie begeertes bepaal moet word nie. Maar ons laat toe dat die wêreld se druk en ons eie begeertes waarna ons ook verlede week gewys het, bepaal moet word. Maar dit moet juis bepaal word deur God se heerskappy. Wat is sy heerskappy? Hy regeer oor die hele deel van my lewe, nie een deel nie, maar alles oor my lewe. Hy's koning en sy wil. Hy regeer oor my lewe. Maar ook deur sy wil, sy plan en doel vir my lewe. Jy sien, ons moet elke dag kies om intentioneel ons lewe onder sy gesag te leef. Dit kom nie natuurlik, jy moet kies, jy moet soek soos daai sleutel. Jy moet kies om elke dag jou lewe onder sy gesag te leef. Hy's die koning van ons lewe en ons moet intentioneel kies om ons besluite, ons tyd, ons geld, ons verhoudings aan hom te onderwerp. Ek het gepraat van rentmeesterskap. Verstaan jy ook? En baie keer wanneer ons dink oor rentmeesterskap, dan dink ons net oor geld. Maar jy moet ook as kind van die Here jou tyd bestuur. Jou vermoëns en kapasiteit, maar ook jou verhoudings, ook jou geloof moet jy bestuur. Want baie van ons bestuur hom net op 'n Sondag. Hy praat nie net van 'n Sondagbelewenis nie, van 'n Sondag tot 'n Sondag, en dit vra bestuur, intentioneel. Ons werk, ons gesin, ons geld en hulpbronne en ons drome word intentioneel deel van God se plan. Jy sien, wanneer ons God eerste stel en sy werk, gee hy wat ons nodig het. Maar die vraag is, doen ons? Ons sing die liedjie lekker. Jesus at the center of it all. Maar wanneer Maandag kom, is hy die center of not at all. En daarom wil ek vir jou sê dat, so 'n paar beginsels noem. Geld is 'n hulpmiddel en nie 'n doel nie. Kyk hoe waarsku Paulus vir Timoteus in 1 Timoteus 6 vers 10. Jy sien, as geld net ons doel is, as ons dit net najag, jy gaan nooit genoeg hê nie. Jy gaan altyd sê nog meer en nog meer. Ek sien mos, maar luister wat skryf hy. Ek het in die boodskap parafrase gelees en dit was so oulik.
Dit is so maklik geskryf en dis die waarheid. Hy sê om agter geld aan te hardloop, laat jou in die kloue van allerlei slegte dinge in hardloop. En ons sien dit elke dag. As party mense wat eers aan die kerk behoort het, maar so agter geld begin aanloop het, dat hulle vandag nie eers meer 'n lid van die kerk is nie. En ons weet hoe sleg dit nou met hulle gaan. Hulle het die een probleem op die ander. En dis waar. God se koninkryk is geld nooit die doel nie. En daarom waarsku Jesus ons in Matteus, moenie God en mammon, jy kan nie God en mammon dien nie. Mammon verteenwoordig nie net geld nie, maar 'n stelsel van materialisme. Geld is 'n hulpmiddel wat gebruik moet word in God se koninkryk, mag nooit 'n afgod in jou lewe word nie. Jy sien, geld sonder 'n doel word 'n afgod. Maar geld oorgegee aan God se koninkryk word 'n instrument in God se hand. Amen. Byvoorbeeld, iemand koop elke maand die nuutste klere, nuutste branding, maar voel steeds leeg. 'n ander persoon gebruik sy geld om 'n kleuter by huislisensie, se skoolfonds te betaal. Daai persoon beleef vervulling. Hoekom? Want die geld het 'n koninkryksdoel gedien. Ek gaar nie net op nie, dis 'n hulpmiddel. En die tweede ding, die feit dat God jou seën met geld, is vir 'n doel. Baie mense sien finansiële seën en voorsiening as God se beloning vir hulle. Ons werk hard en daarom is dit God se beloning vir my. Hallo, sê wie? Maar ons sien in die Bybel dat God nooit mense geseën het net vir hulle eie gemaak nie. Hy seën hulle om kanale te wees waardeur sy goedheid ander bereik. Dink aan Abraham. God het vir hom gesê, Genesis 12 vers 2 tot 3, ek sal jou seën en jy sal 'n seën wees. En as jy Galasiërs 3 lees, dan hoor ons hoe Paulus skryf dat daai seën het tot ons gekom in Christus, daai seën van Abraham. Seën is nooit die bestemming nie, was altyd bedoel om te vloei. God se seën is nooit bedoel om net by my te stop nie. En waarmee ons geseën word, word 'n kanaal van God se liefde. Elke ding wat God gee is 'n koninkryksopdrag. Jou gawe, jou vaardighede is nie jou eie sukses nie. Vir jou eie sukses is om ander te dien in God se koninkryk te bou. Ek het vir jou gewaarsku, of jy gaan ja sê of jy gaan sê eina. Ek loop nou. Elke geleentheid, 'n werk, 'n platform is 'n kans om God se lig te wys. Is nie om jou talent te vertoon aan die hele wêreld, net om te wys jy is goed nie. Elke werk wat jy kry, elke platform is 'n kans om God se lig te kan wys aan mense wie hy is. Elke seën, elke finansiële seën in jou bankrekening moet 'n kanaal wees om seën te wees vir God se plan. Elke verhouding waarin jy betrokke raak of wat hy jou gee in hierdie gemeente ook, is 'n deur waardeur sy liefde kan vloei. Die vraag moet wees, nie wat ek van God kan kry nie, maar die koninkryksvraag is, wat wil God deur my doen? Ek kry bonus by die werking en dan alles op jouself spandeer. Maar jy kies om 'n deel te gee vir ons triefonds. Want jy sien God het 'n plan. Met ons jong mense in hierdie dorp en hier ons 'n geleentheid. Eg, die Here het jou soveel geseën met 'n bonus wat beyond is. En nou word ons gedaag sodat jong mense se lewens geïmpakteer kan word deur die evangelie. Jou seun het 'n doel. Jy sien, as ons koninkryk begin dink, soos Jesus die disippels gedaag het, dan verander dit jou lewensfokus. Dit verander jou prioriteite. En die vroeë kerk het hierdie beginsel verstaan in Handelinge 4 vers 32. Die woord sê die menigte van die wat geglo het, was een van hart en siel, en nie een het gesê dat enige van sy besitting sy eie was nie. Maar hulle het geweet is van die Here voorsien, hy seën vir ons, maar hulle het alles gemeenskaplik gehad en gebruik tot uitbreiding van die koninkryk.
beskikbaar geword vir God. Hulle was nie deur druk gedryf nie, maar deur gedeelde doel. En net so ek en jy moet vandag verstaan, ons is deel van iets groter as onsself. Besef jy dit? Wat staan teen daai muur? We are a family on a mission. Wie se missie? Dr. Rey se missie? Nee, God se missie. Die oomblik toe jy ja sê vir Jesus, het hy jou begin uitdaag om jou hulpbronne, alles wie jy is, alles wat jy het, is oorgegee aan hom. Ons sê gebruik baie daai sêding, if he's not master of all, he's not master at all in your life. Ek en jy is op 'n missie. Wat 'n missie? Om te sien dat hierdie gemeenskap word 'n plek waar God regeer. Mense die Here in oorgawe sal dien. En wanneer mense in hierdie dorp inry, dat hulle teenwoordigheid, die heerlikheid van God sal beleef. Dis waarmee ek en jy besig is. Dis nie jy sluit jy aan by 'n holy huddle op 'n Sondagoggend nie. En is lekker sing en lekker praat, gelukkig praat hulle nie vanoggend oor geld toe, of hulle vra daarom nie nou vanoggend nie. Maar kan ek vir jou net herinner, Jesus het baie meer oor geld gepraat as wat hy oor gebed gepraat het, want geloof in geld is baie verbind tot mekaar. Ek gaan vir jou nou sê op die einde. Jy sien, as ons koninkryk begin dink, dan beweeg ons van gemak na doel. Ons begin gehoorsaam raak en roeping kies bo ons gemak en sekuriteit. Die Here roep my en ek reageer daarop. Ek begin gehoorsaam te wees. En dan beweeg ek net waar ek voorsiening wil hê na vertroue. Ek glo dat ons eers God se koninkryk sien. As ons hom eers sal soek, sal hy voorsien. Want voorsiening volg altyd 'n doel en 'n visie. Jy sal skuif van tydelike na ewige, waar ons prioriteite van tydelike dinge soos geld, status en besittings na ewige dinge, liefde, geloof en gehoorsaamheid. Hy help ons om hy goed te skuif. Nou die dag sê my buurman vir my, hoor jy, ek het 3 braaiers, ou. Ek sê, jy sou regte spog Ali. Ek sê wel, ek het 3 ouens wat braai en ek betaal niks. Net so. Jy sien, baie keer daag die Here ons uit om die tydelike na die ewigheid toe te skuif. Van hierdie tydelike goed, geld, status, besitting is nie tydelik, julle. Daarom sê Jesus, soek my koninkryk. Moenie gaan skatte soek waar mot en roes dit gaan opvreet nie, wat verbygaan nie, maar soek my koninkryk. Raak deel van my plan. Natuurlik voorsiening volg gehoorsaamheid. Dit beteken dat God se seën en hulpbronne dikwels eers kom nadat ons in gehoorsaamheid optree. Ek het altyd so gelag vir mense as ek hulle vra jare terug om deel te word van die welkomspan en 'n klomp goed. Dan een van die goed, en dit is soveel verskonings, ag wie pastoor, ek wil graag voorstaan want ek het daai persoonlikheid. Maar as ek nou net so ou 15 kg gewig verloor het, dan sal ek dit nou doen. Jy weet, of die ou sê, wie wat, as ek nou net daai bevordering kry, dan sal ek kan begin bydra. Maar dis nie God se plan nie. Hy vra dat ons hom vertrou en die stap van geloof neem en dan wys hy sy getrouheid. Ons baie voorbeelde in die Bybel daarvan. Noag, die Here het Noag gedaag om 'n boot te bou, voordat hy nog geweet het die reën gaan kom. Moses het gestap voordat die see oopgegaan het. Petrus het gestap voordat hy op die water geloop het. Die weduwee in 1 Konings 17 het eers gegee voordat die wonderwerk gekom het. In April maand het ons gefokus by die Paasnaweek daarop. Voorsiening is nie die beginpunt. Jesus het baie duidelik in Matteus 6. Maar 'n lewe wat gehoorsaam is in dit wat God vra. Jy sien, as ek en jy begin gehoorsaam raak, dit waartoe die Here ons roep, al voel dit klein, kan God dit vermeerder. In 1 Konings 17 wys dieselfde waarheid. Hierdie ou vroukie het 'n handvol meel gehad, 'n bietjie olie. Maar sy het gereageer op die woord
van Elia, 1 Koning 17 vers 15 tot 16. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, sy en haar gesin daar lank. Die meel in die pot het nie opgeraak nie. Die olie in die kruik het nie minder geword nie. Volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Sy was gehoorsaam. Jy sien skaarsheid sê ek het nie genoeg nie, maar Elia het vir haar gesê, hou op, moenie bang wees nie. Jy sien vrees, as ons bekommer is oor die ekonomie, dan hou ons vas. Ons hou aan alles vas. Ons hou ons geld, ons sekuriteit, ons hou alles vas. Ons kan nie eens die kerk aan my dien nie, want ons is bang, ons is onseker. Maar geloof sê ons los. Amen. Want Romeine 1 vers 16 sê, die regverdiges, ek en jy, volgelinge van Jesus, sal nie leef wat ons nou sien nie, die onstabiliteit van die ekonomie, en alles wat om ons gebeur nie, maar ons sal leef deur geloof. En geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Maar ons hou terug, ons sien oor niks, maar ons hou terug. Want vrees sê, ons beskerm wat ons in is. Geloof sê, ek moet die Here vertrou, want my oë is gefestig op sy koninkryk. Hy is my koning, en hy is my Here, en hy regeer. Nie die ekonomie nie, nie die polisie nie. Hy regeer, en hy sit nog steeds op die troon. Hierdie vrou het met 'n skaarsheid mentaliteit geleef, maar sy was uitgedaag om selfs die munt te gee. En in haar gewilligheid het sy haar verbind tot God se groter plan, en wonderwerk het gebeur. Die meel het nie opgeraak, die olie het nie opgedroog, en God het haar onderhou. Jy sien, vrywilligheid of vrygewigheid word nooit gemeet aan ons oorvloed nie, maar aan ons gewilligheid. Dit is waarin vrygewigheid gemeet word. Maak nie saak hoeveel ek het nie. Ek gee, want die koninkryk is my fokus. Jy sien, wanneer ons dit in God se hand plaas, word dit net meer en meer en meer. En al voel dit baie keer ongemaklik, kan God dit gebruik om ander te seën. En wanneer ons vertrou, al lyk die toekoms onseker, in hierdie tyd sal God ons dra. Liefde dien God se missie. En ek wil hier klaarmaak. Sien, liefde leef nie net vir ons eie gemak of ons selfbelang nie, maar dra by tot God se plan, sy koninkryk, sy kerk. Sien, as ek net kyk na die vroeë kerk, hulle radikale opofferende gee, het eintlik as 'n baie kragtige evangelistiese getuienis gedien. Die vroeë kerk het die evangelie gedra, hulle het die kerk gedra. En Paulus skryf aan die gemeente in Korinte, in 2 Korintiërs 9 vers 13, hy sê, as julle hierdie geld gee vir die gelowiges in Jerusalem, dan het julle die toets geslaag. Hy verwys maar na die koninkryksverwysing waarna Jesus verwys het. Hy sê, dit wys dat julle gehoorsaam is wanneer julle sê dat julle die goeie boodskap van Christus glo, wat sê, soek eers die koninkryk van God, en hy sal al die ander goed vir ons gee. Ware liefde verbruik jy dit nie. Dit dra by. Het beweeg om iets te doen, nie net om iets te voel nie. Dis een ding om te voel ek wil gee, of sy koninkryk doen, is 'n ander ding om dit te doen. Is dit waar? Want daai gevoel kan vinnig verbygaan. Ag nee, wat? Ag, dit was seker nie waar nie. Ek seker te veel pizza geëet, is net so 'n gevoel wat ek gekry het. Nee, los dit maar. Die Here druk op my hart. Jy moet ondersteun by die tree vir ons. Ag nee, wat? En dan gaan hy voel gou vinnig verby. Of jy bid dat hy gevoel gou vinnig verbygaan. Jy sien, liefde het 'n roeping, waar liefde wil altyd dien, help en bou. Jy sien, wanneer ek en jy gee, help ons om hierdie ligte aan te hou. Hoekom moet ons die ligte aanhou? Want dis mense wat hier instap, wat deur hel is in hulle lewe, wat 'n soeke het na die waarheid van God in hulle lewe, openbaring van wie hy is, soek na Christus se liefde.
om hierdie gebou te onderhou, dat dit 'n plek is, 'n baken van hoop vir mense om na toe te hardloop van 'n man wat 'n man selfmoord gepleeg het. 'n Plek om na toe te hardloop wat hulle nie meer weet waarheen om te hardloop nie, want hulle het alles verloor. Verstaan jy hoekom moet ons hierdie plekke onderhou? Verstaan jy hoekom moet ons bediening en personeel dra? Want ons is die handstuk van die Here, ons het gekies as voltydse span om ons lewe neer te lê vir hierdie gemeenskap, vir julle, vir mense wat ons elke dag dien. Sodat hierdie plek 'n plek kan wees waar mense God ontmoet, waar kinders geleer kan word, waar hulle nie by die huis geleer word van Jesus nie, waar gesinne versterk word, waar gemeenskappe dien word. Wanneer ons dit doen, dan dien ek en jy God se missie en sy koninkryk. Dan hou dit God se missie lewendig. En dit dra die evangelie. Dit hou die evangelie aan die gang en die missie van God. Daar's 'n rede waarom Jesus meer gepraat het oor geld as oor gebed. Geld en geloof is nader aan mekaar as ons ooit dink. En as jy regtig dink, dan praat ons maar baie min oor finansies in hierdie kerk. Net so terloops. Jy sien, wanneer ons swaar kry, is ons geloof die eerste ding wat getoets word. Waar nie? Dit bring twyfel. Ons vra, sal God regtig voorsien? Kan ek hom vertrou? Maar dit is ons geloof in hom wat vrygewigheid voortbring. Omdat ons glo God is ons bron. En dan verander dit ons posture, ons houding. Ons leef nie uit vrees as kind van die Here, maar uit vertroue. En dan word ons finansies 'n getuienis van geloof. Amen. Nie ek wat soveel geld maak nie. Kyk net aan die geld wat ek maak. Jy kan nie geld wegsteek nie. Maar dan word my finansies 'n getuienis van geloof as ek sy plan en sy missie en sy koninkryk eerste stel. Jy sien, die grootste tragedie is nie om min te hê nie, maar om met 'n skaarsheid ingestel te leef. Wanneer dit kom by die koninkryk en die kerk, waar ons net fokus op oorlewing, die volgende rekening, die volgende krisis. En ek glo dat Jesus, soos hy die disippels uitgedaag het om sy koninkryk eerste te stel en te soek, daag hy ons uit met hierdie vraag ook. Soek ek en jy nog elke dag God se koninkryk? As ons nou eerlik moet wees. Want dit moet uitspeel in ons elke dag lewe. Dit moet uitspeel in ons tyd, dit moet uitspeel in ons gawes wat ons die gemeente in die evangelie en sy missie en sy kerk dien. Speel dit uit in ons finansies. Hoe ons finansies bestuur en belê in sy koninkryk. Waar plaas ons fokus? Ek glo hy roep ons vanoggend na oorgawe. Waar ons verklaar en sê, Here, ek kies weer om die koninkryk te soek. Indien jy vandag weer opnuut saam met my, want ek wil hier staan, want ek was hierdie week gechallenged, toe ek by die garage staan en met petrol ingooi en sê, Here, en jy moet hierdie dinge hanteer. Kom die Heilige Gees. You can only preach what you practice. En dis waarmee ons gedaag word. En ek wil die vra, indien jy vandag weer saam met my opnuut 'n oorgawe wil maak, saam met my te verklaar en sê, Here, ek soek die koninkryk. Ek kies om die koninkryk eerste te soek. As dit jou begeerte is, staan dan saam met my. Net as jy wil, as dit jou begeerte is vandag. Ek wil die koninkryk soek. Want jy sien, alles gaan verbygaan. Jou geld gaan opraak. Jou huis gaan klaar raak.
jou karre gaan breek, dit het nie raak waarde nie. Die enigste waarde wat daar is, wat standhoudend is God se koninkryk. En hy wil nie hierdie goed van ons hê nie, hy wil dit vir ons hê. Maar ons moet eerstens die koninkryk beginsel verstaan. Soek eers my koninkryk, soek my leierskap oor jou lewe, soek my koningskap, my missie, soek dit en ek sal vir jou alles gee wat jy nodig het. Alles. Ons draai alles om. Ons is so bevrees, ons is so angs. Dat ons gryp, soos die ou, weet ek, na die min wat ons het. En die min wat ons het, gaan ons ook hou. Ek kan nie. En dan verloor ons eintlik op die dag en is nie God se plan nie. Wil jy jou hande dalk net so oopmaak as net 'n oomblik van oorgawe? En ek doen dit saam met jou, want dis waar ek is. Here, my lewe, my familie, en dalk, jy moet nou nie agter my herhaal nie, maar sê dit maar soms so saam met my. Here, my lewe, my familie, my toekoms, my hulpbronne, my drome behoort aan U. Ek wil die koninkryk elke dag soek, sodat U verheerlik kan word in en deur my lewe. Here, hier is ek. Gebruik my. Ek stel my hulpbronne beskikbaar, wat U koninkryk sal bevorder. En dat my vrymoedigheid, my vrygewigheid, U goedheid sal openbaar. My vrygewigheid sal 'n getuienis wees van U grootheid. Dat my finansies 'n getuienis wees. Dat ek God se koninkryk dien. En nou wil ek vir ons bid. Vader, dankie vir die woord vanoggend. Wat uitdagend is, maar tog die waarheid is wat ons vrymaak. Van klomp goed in ons lewe, van selfsug. Maar dankie dat U ons kom verander, ons denke, ons hart. Maar dankie dat die woord ons ook kom hoop gee wanneer ons in moeilike tye kom van finansiële druk en ons fokus is op Christus en sy koninkryk. Hoef ons nie bekommerd te wees nie, want hy sal sorg. Ons kom met dankbare harte voor U. Dankie dat U nie net ons voorsiener is nie, maar U onderhou ons. Dankie dat U getrou bly in elke seisoen, the good, the bad and the ugly. En U dra ons elke dag. Here, en ons bely vanoggend, daar's tye wat ons soveel vrees het. Here, waar die vrees harder praat as ons geloof. En ons wil dit kom bely. Daar is tye wanneer ons so fokus op ons beperkings soos daai ou weertjie. En as ons na ons hand kyk, baie keer dan voel ons is te min, dat dit nie genoeg is nie. Hoe kan ek nou nog die koninkryk dien daarmee? Here, herinner ons vandag dat U die God is wat sien, die God is wat werk en die God is wat voorsien. Ons kies vandag om U te vertrou en ek bid, Here, breek elke skaarsheid mentaliteit in hierdie plek vandag deur die krag van die Heilige Gees. Breek hom. Waar daar vrees is, dat U 'n nuwe stuk geloof sal opwek in mense se lewens. Wanneer daar angs is, dat hulle opnuut weer U sal begin vertrou en hulle fokus op U begin plaas ten spyte van die werklikheid. En Here, kom vervang selfsug met vrygewigheid. Maar ek bid vir mense wat swaar gebuk gaan onder finansiële druk. Ek bid vir U voorsiening. Hulle wat onsekerheid ervaar, bid ek vir vrede. En dalk is daar mense wat op 'n kruispunt staan. Geef hulle wysheid en leiding. Here, help ons. Mag die Heilige Gees ons elke dag herinner en elke dag ons help dat die koninkryk ons fokus bly. En dat ons aanhou om U geregtigheid te soek. En ek bid, Heilige Gees, maak ons oë elke dag oop om geleenthede raak te sien, om te kan gee, om te kan dien, om lief te hê en om 'n verskil te maak vir God se koninkryk. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.